As jy nie in 'n taal kan bid nie, moenie angstig wees nie. Jy kan net, wanneer ons bid, kan jy net in Afrikaans of in Engels, wat ook al jou taal is, kan jy ook net bid. Dit gaan nie wegvat daarvan nie. Hierdie het my baie gehelp. Ek was in standaard 4, yes, ek ben nou my wiskunde hier reg, ja, graad 6, ek is nog op standaards, okay? So hoe oud is jy as jy graad 6 is? Ek was 12 toe ek vir die eerste keer gedoop is met die Heilige Gees, en ek het 1 of 2, 3 woordjies ontvang, of 1 sinsnede, en niemand het my ooit geleer hoe om my taal verder te ontwikkel, en so, toe ek gebackslide en rebels geraak, en eers weer tot bekering gekom toe ek 16 is, en eers daarna het iemand my geleer, by die hand gevat en gesê, maar jy kan eintlik jou geestelike taal ontwikkel, sodat it become a force of to be reckoned with, 'n kragtige force binne in jou, van die Heilige Gees. En ek wil graag dit wat ek geleer het met jou deel vanoggend, en ons gaan baie praktiese oefening doen. So, hy sê in Handelinge 2 vers 4, en hulle is almal, nie net partye nie net uitgesoektes nie, maar almal is vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Sodat almal begin bid in tale. Maar ons weet ook in Handelinge daar iets anders gebeur. Hulle het ook in natuurlike tale begin praat. So hoe ontwikkel ons hemelse taal? Daar's 4 tipes tale wat ons in die woord vind. Die een is tale van mense, en in Handelinge 2 het hy spesifiek vir hulle ook die vermoë gegee om mensentale te praat. En so het hulle die evangelie verkondig op die dag van Pinkster, vir die wat van Arabië afgekom het, vir die wat Grieke was, vir die wat Romeine of Latyns gepraat het, en so die Here bonatuurlik vir hulle die vermoë gegee om alle ander menslike tale te praat. Nou ons kry getuienisse, moderne getuienisse van hierdie beweging, maar dit is raar, dit gebeur nie elke dag nie. Ek onthou in Hatfield, toe ons daar pastore was, daai tyd het ons 'n bedieningsmikrofoon gehad, waar iemand kon kom nog in 'n woord bring tydens die diens, of 'n taal met uitleg. Ek weet nie of jy al in so 'n diens was nie. En een dag toe kom maar iemand en hy bring 'n taal, en daar's toe nie dadelike uitleg nie, en toe staan daar 'n man op wat ek dink wat was van Uganda afkom, en dit was 'n diplomatieke groep mense wat gekom het en 'n besoek kom aflê het in Suid-Afrika, om uit te vind hoe een of ander industrie werk, en hy sê hy is die leier van hierdie groep, en die broer wat net daardie taal gebring het in perfekte Ugandese taal, vir hulle presies, hulle was vir 2 weke in die land, en daai het nou presies in daai 10 sinne wat hy gesê het in sy taal, opgesom wat die antwoord is vir die probleem wat hulle kom soek het in Suid-Afrika. Is dit nie amazing nie? En dit gebeur nie elke Sondag nie. Ek kan nie onthou wanneer laas ons 'n taal en uitleg by ons gehad het nie. Is nie iets wat algemeen is nie, maar dit gebeur. Daar was die vrou, sy was 'n sendeling gewees, sy het in haar gebedstaal gebid, en terwyl sy bid, toe sê die Here vir haar, gaan na die lughawe toe, koop 'n kaartjie na Japan toe, na Tokio toe, op hierdie tyd, hierdie vlug, en klim op die vliegtuig en gaan. En sy gaan, vat jou paspoort saam, gaan, sy klim op die vlieg, sy weet nie waartoe gaan en sy het geen afspraak nie, sy ken niemand in Japan nie, sy vlieg Japan toe sy by die lughawe kom, toe kom haar 4 dames na haar toe en sê, ons het 'n gebedskonferensie, maar ons spreker moes op hierdie vlug gewees het, en het ons gisterand laat weet, daar was een of ander krisis, gesondheidskrisis of iets, hulle kan nie meer kom nie, en toe ons oor bid, toe sê die Here, ons moet nog steeds gaan, hy gaan iemand op dieselfde vlug vir ons stuur, wat met ons gaan kom praat. En sy klim saam met hulle in die kar, sy ry na die konferensie, venue toe, en vir 3 of 4 dae wat sy daar is, praat sy in 'n taal, nie haar gewone gebedstaal nie, in 'n hemelse taal, maar dis perfekte Japanees. Sy het nog nooit in haar lewe Japanees gepraat nie, en toe sy in die kar klim, toe stop dit, toe kan sy nie meer dit praat nie. En vir 4 dae lank, leer sy hulle, sy weet nie wat sy hulle geleer het nie, maar hulle weet wat dit is. Is dit nie incredible nie? Dit is so 15 jaar terug gebeur. So God doen dit, dit is baie raar, dit gaan nie met elkeen van ons gebeur nie, maar wat dit gebeur, wel. My broer het een van sy woorde in sy gebedstaal, is ook 'n vloekwoord in Ugandese, so dit werk lekker, en ek onthou, met die ouens wat saam met ons op Bybelskool gewees, as hulle verby hom loop en hy bid, dan begin hulle te lag, want hy vloek, maar in hulle taal nou, okay. Maar die tweede tipe taal is tale van engele. Die Bybel sê, al kan ek in tale van engele praat, maar ek het nie liefde nie, dan is ek 'n leë klank, okay. Dis al wat ons weet van tale van engele.
Ons weet nie eintlik iets anders nie. Daar's min in die Bybel gesê oor die tale van engele, maar dit word genoem. So ons erken dit dan. Die derde taal is taal met 'n uitleg. Nou dis 'n gawe. In 1 Korintiërs 12 sê party het die gawe van taal met uitleg. En dan sê Paulus vir ons, ek dink in 1 Korintiërs 14, hy sê wanneer jy dan 'n taal bring in die kerk as 'n boodskap en daar's nie 'n uitleg vir daardie taal nie. Of hy sê eers, as jy 'n taal bring, dan moet of jy of iemand anders moet die uitleg vir daardie taal hê, want 'n taal plus die uitleg daarvan is gelykstaande aan profesie. Want as ons net die taal bring, tensy dit nou in Ugandees is, en dit iemand wat van daai land af kom bemoedig, net die taal alleen kan nie iemand bemoedig nie. So dit moet gepaard gaan met 'n uitleg, dan is dit sinvol, dit maak sin vir iemand, en hulle kan die boodskap ontvang, en hulle kan bemoedig word. En dan sê hy dit, dan sê hy, as jy dan 'n taal bring in die kerk, en daar is geen uitleg nie, dan moet daardie persoon huis toe gaan, en by hulle self bid. So wat sê Paulus? Hy sê partykeer misinterpreteer ons dit. Ons dink ons het 'n taal wat 'n boodskap is vir die gemeente of vir die selgroep. Maar dis eintlik net ons gebedstaal. Nou bring ek my gebedstaal, daar's geen uitleg nie, dan sê Paulus, maar gaan huis toe en hou aan bid in jou taal. Dit was nie 'n boodskap vir die hele kerk nie, dit was eintlik maar net jou eie taal. So dis waar die onderskeid lê tussen dit. En baie mense glo, selfs in ons Pinkster en in charismatiese beweging glo, net party mense kan in tale bid. En dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê ja, dis die gawe van tale. Ek het nie die gawe van tale nie en uitleg nie. Ek het nog nooit dit my gebeur nie. Wie van julle het dit? Die gawe van tale en uitleg. Is daar iemand hierso? Dis baie min, is eintlik 'n baie rare gawe. Maar almal van ons, Paulus sê vir die gemeente van Korintiërs, hy sê ek praat of bid in tale meer as julle almal saam. Hoekom? Want wanneer ek in 'n taal bid, dan kan ek my geloof opbou. Daar's soveel krag in my taal. Hoekom sal God dit weerhou van enige gelowige? Dis soos ons wat hierdie smartphones het en ek gebruik net die kamera en die WhatsApp en die flits, maar jy kan 'n wêreld van wonders kan jy toegang vind op hierdie foon wat ons kinders doen. Maar ons weet nie wat ons, en dis presies soos taal, as ek nie daaraan tap nie, dan mis ek uit op soveel goeders. So jou gebedstaal, en ek fokus nou vanoggend op jou gebedstaal, want dis waar die krag lê, en ek glo dis vir elke gelowige. 1 Korintiërs 14:15, ek sal met die gees bid, sê Paulus, en ek sal ook met die verstand bid. So ek sal in my taal bid, en ek sal in Afrikaans, of in Engels met my verstand bid. Ek sal met die gees sing, en ek sal ook met die verstand sing. So hoe ontwikkel jy jou taal? 4 maklike stappe, luister na jou taal wanneer jy bid. Luister na die woorde, luister na die klanke. Al is dit 3 woorde, luister na dit. Betrek jou siel, met ander woorde, betrek jou wil. Baie keer, wie van julle as jy in taal bid, dan gaan jou kop hier aan die kant, dan raak jy distracted, en jy kyk dit, of jy dink dat, of jy, okay, so jou wil sê, nee, ek fokus nou op die Here, ek gaan nou fokus op wat ek doen. Emosies, dink aan wat se emosie jy ervaar. Byvoorbeeld, kom ek sê gou, hier is 'n voorbeeld. Sê nou maar ek kom huis toe in die middag nadat ek gewerk het en ek groet vir Katinka. Hoeveel van julle weet ek kan dieselfde woorde gebruik, maar verskillende emosie het 'n verskillende betekenis aan dit wat ek sê. Ek kan vir haar sê hallo liefie, goed om jou te sien, maar kan dit op verskillende maniere sê. As ek sê hallo liefie, goed om jou te sien, gaan sy nie baie lief gevoel. Okay? Maar ek kan dit met 'n ander toon sê en dan gaan dit iets anders kommunikeer. En so sit ons emosie in die taal en dan ook rig ons denke op die Here. En dan die derde stap, ons betrek ons liggaam. So jy kan dalk bid in 'n taal en dan voel jy eintlik is jy besig om die Here nou te aanbid of is dit 'n tyd van danksegging terwyl jy nou taal bid en jy kan voel om jou hande op te steek of jy kan voel om jou hande so op te steek. Of partykeer wie van julle as jy bid, dan voel jy wil 'n bietjie rondloop en beweeg. Ek hou daarvan as ek bid om rond te beweeg. Of jy kan voel jy wil op jou knieë gaan en voor die Here gaan. As verskillende jou liggaam aanbid die Here want ons het hom lief met ons hele hart, siel, verstand en ons liggaam. En dan nommer 4 wissel ons tussen die taal en ons gewone taal. So ons gaan dit gou doen. Nou as jy nie 'n taal kan praat nie, moenie worry nie, dan bid jy net in Engels of Afrikaans wat ook al jou natuurlike taal is. Daar's geen skande, jy voel slegte voel daaroor nie. En partykeer my een seun, vir julle hierdie grappie, was die waarheid. My oudste seun sukkel so 'n bietjie met sy taal. En ons vertrou nog die Here. Hy's gevul met die Gees, ons weet dit, maar hy kan nog nie in 'n taal praat nie. Die 2 kleintjies kan en so 2 jaar terug het ons
Pinksterdag en gesalfde begeesterde diens en baie mense ontvang hulle taal en hy gaan vorentoe en is in hierdie Daniel en Leonali agter bid vir hom en jy kan sien hy het 'n belewenis met die Here raak hom aan, maar hy kry nie sy taal nie, en so 'n bietjie van 'n mental blok dink ek. En dan na die tyd ry ons huis toe in die kar en dan vra ek nou altyd, jy weet, wat het vir julle uitgestaan en wat het julle die Here beleef en dan sê JB, wat het jy beleef en sê nee, die Here se teenwoordigheid beleef, maar hy het nog nie sy taal gekry nie. Hierdie Daniel, hy was so 12, 11 gewees daai tyd. Hy sê ag nee Jayman, ek bid my gat af vir jou. Hy sê ag nee Jayman, ek bid my gat af vir jou. Jy moet net luister wat pappa sê. Maak net jou mond oop en begin te praat. So vir party ouens kom dit makliker en party ouens vat langer voordat hulle taal ontwit. Partykeer sit ons te veel druk op onsself. So as jy nie 'n taal kan ontwit nie, moenie sleg voel nie. Neem net deel in die oefening, dit gaan nog steeds vir jou verrykend wees. Kom ons staan almal op en kom ons begin net te bid. Jy kan in Engels bid, Afrikaans, maar as jy 'n taal het, bid in jou taal. Shekada baba yendere yesterday. Dan luister net na jou woorde, na jou klanke. Wees bewus daarvan. Yendara baba hendere yesterday. Shikiki baba handere yesterday. Ondoro yesterday ashikiyat. Yendala baba handere yesterday. Gebruik dan net jou wil om te fokus op die Here. Shindara baba yendere yesterday. Rig al jou denke op hom. O robovo hondoro yesterday ashikiki baba halava handere yesterday. En nou probeer jy emosies sit wat uitdrukking gee tot wat jy bid. Sit net emosie aan jou klanke. Shindere yendere yesterday. Rambarava handere yesterday. Ashikikiri bivi hindere yesterday. O shokorobovo hondolo yesterday. Ashendre beve hindere yesterday. Shendala bava handere yesterday. Rambarava handere yesterday. Ashikikia. O robovo hondolo yesterday. Ashikikia bava handere yesterday. Rambarava handere hindere yesterday. Shikiki bava handere yesterday. Alabava haste. Nou probeer jy onderskei wat jy besig is om te bid. En as jy dit kry, dan begin jy net in Afrikaans of in Engels uitbid wat jy in jou taal beleef en as jy klaar is, dan gaan jy terug na jou taal toe. Shindarabava handara hashtede. Ons aanbid die Here vir die grootheid en die majesteit en die heerlikheid. Dankie Vader vir u goedheid in ons lewe, dat u ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. U is altyd daar, is altyd vir ons, met ons, in ons. Ons bewonder u, Vader. Ons staan in stille bewondering voor u grootheid, u almag. Dankie dat u in staat is om die onmoontlike te doen. Rembara yendere hestede, shikiki abava handere hestede. God van wonderwerke, ons bemin u. Lembarava yendere hestede, kom doen dit net weer, Here God. Lambarava handere hestede, shikiat. Likarabava handere hestede, shindarabava yendere hestede. Ons aanbid u, Here God. Ons aanbid u, Vader. Shindaraba yendere yesterday. Orobovo hondoro yesterday. Orobovo yendere yesterday. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Shindaraba yendere yesterday. Shikikia bava handere yesterday. Halleluja. So. Halleluja. Halleluja. Wie van julle het net ervaar 'n diep sin van dankbaarheid teenoor die Here toe jy gebid het? Okay, wie het net 'n bewustheid gehad van God se grootheid en sy almag? Okay, miskien worship, iemand het 'n sin van wanneer die Here bemin en hom. Iets anderste wat iemand beleef het? Okay. Is dit amazing, net so. Net so is ons in die teenwoordigheid van die Here. Jy kan vir 'n oomblik sit, ons gou 'n skrif lees, dan gaan ons die volgende oefening doen. 1 Korintiërs 14 vers 4 sê hy wat in 'n onbekende taal spreek, bou homself op, maar hy wat profeteer, bou die gemeente op. So wanneer ons profeteer, encourage ons, bemoedig ons die gemeente. En dis hoekom Paulus sê,
'n gawe van taal plus 'n uitleg is dieselfde as profesie, dit bou op ander mense. Maar 'n hemelse taal, 'n gebedstaal bou myself op. En so een van die oefeninge wat ons doen is, hoe bou ek my eie gees op? Hy sê ook in Judas 20, bou julleself op in julle allerheiligste geloof en bid in die Heilige Gees. In Engels gee die dat you building yourself up in your most holy faith, praying in the Holy Spirit. So hoe bou ek myself in geloof op? Nommer 1, bid gereeld. Ek het gevind tale soos 'n gym membership. Die feit dat ek die membership het by die gym, by Virgin Active, gaan my nie spiere gee nie. Ek kan my Vitality kaart het en my Vitality membership het, dit gaan my nie spiere gee nie, dit gaan my nie gewig laat verloor nie. Ek moet actually na die gym toe gaan op 'n gereelde basis en dit doen. So bid gereeld, bid gereeld. Bid met intensie. Bid met fokus. Ek bid nou spesifiek vir hierdie situasie, of ek bid vir hierdie persoon, of ek bid vir daai situasie. Bid met 'n verwagting, dat as ons op aarde bid, dat die Here ons gebed wil hoor. Jy weet, as my kinders na my toe kom en hulle het iets nodig, hulle moet iets koop vir die skool, of net iets wat hulle nodig het, hulle kom na my toe met die verwagting dat ek gaan antwoord, dat ek gaan hoor. En net so kan ons met 'n verwagting na ons Vader gaan. En dan nommer 4, bid vurig. Dis die vurige gebed van die regverdige. Nou, vurig beteken nie ons skree op die Here nie. Die Here is nie doof nie. Hy sê dat ons so hard moet skree dat hy al die pad van die hemel af ons hoor nie. Dit gaan oor die passie. Dit gaan oor die ywer waarmee ons bid, die emosie wat ons moet bid. Die van die wat nou al getroud is sal weet, die manier hoe man en vrou met mekaar praat, die passie, die stemtoon, het 'n geweldige effek op jou intimiteit, het 'n geweldige effek op jou huwelik. En so bid met passie, ywer. Ek kan nie ons skree op die Here nie, weet ek. Ergens in die charismatiese en Pinksterbeweging is daar 'n groep wat begin glo dat mense moet op die Here skree, so ons skiet hom soos met masjiengewere, okay? Maar die Here kan ons hoor. Hy's nie doof nie. Die rede kom ons met passie bid is vir ons, soos om ons passie ekspressie aan te gee. So ja, dit kan wees dat daar tye is wat ons hard bid, wat ons aggressief bid, as dit gepas is van ons geestelike oorlogvoering doen en wanneer ons gesag neem, is daar tye wat dit gepas is, maar dit gaan nie oor om te skree op die Here nie. Dit gaan om met passie en ywer en vurigheid te bid. En dan nommer 5, bid vanuit oorwinning. Een van my mentors, hy's nou al by die Here, Pastor Ed Reibert, wat Hatfield gemeente begin het altyd hierdie gesegde gehad. Hy het gesê, pray from the throne room down. Don't pray from the dust up. So bid van die troonkamer af na die probleme. Dis waar jy spreek die aardse probleme van die troon af, waar jy God se perspektief het, moenie van die stof af probeer opbid en hoop God hoor tog net. Nee, ons sit saam met Jesus in hemelse plekke en Jesus sit aan die regterhand van Vader God. So ons sit langs Jesus, hy sit langs die Vader en ons kan vanuit daardie posisie bid asof wanneer ons bid dat God actually ons gebede gaan hoor en dat hy gaan antwoord en dan 'n deurbraak gaan kom. So ons gaan dit nou doen. Ons gaan onsself nou opbou in die Heilige Gees in ons mees heiligste geloof. As jy net weer saam met my gaan staan. So ons gaan bid met bietjie intensie, ons gaan bid met verwagting, ons gaan weer dan daai passie en daai emosie aan ons stem sit en dan gaan ons begin bid uit oorwinning. Okay? Kan staan en bid net weer saam met my. Shikara ba yendere hestede. O robovo hondoro hostede ya sheke kerebe hendere hestede. Shendala ba yendere, fokus net jou gedagtes. Jy sit in hemelse plekke. Endaraba hastede, langs Jesus, hy sit langs die Vader. O robovo hondoro hostede, en ons aanbid die Here God. Shindaraba yendere hestede ya sheke kerebe hendere. Daar's niks wat jy nie kan doen nie, niks wat jy nie weet nie. O robovo hondoro hostede ya sheke kia bava handere hendere hestede. Andara bava handere hestede ya sheke kia. Begin dan net daai passie en daai emosie in jou stem toe insit. Shendala ba yendere hestede ya sheke kia bava handere hestede. Ondorobovo hondoro hostede ya sheke kia bava handere hestede. Shikara bava handere hestede ya shendre beve hendere hestede. Rimbara bava handere hestede ya sheke kere beve hendere hestede. O shokorobovo hondoro hostede ya shikiki ya bava hastede. Rabava hiendere hestede ya shikiki beve hindere hestede. O robovo hondoro hostede. Jy's welkom om oor te gaan in Afrikaans of Engels.
Bid uit dit wat jy in jou gees belewe. Shekarabayendere yendere hestede ashikikiribi, fonteine van lewende water, Here. Rembaravahashtede, strome wat uit ons binneste uitvloei, Here, wakker dit aan. Lembaravahashtede ashikikiribi, his die lewe wat oorvloei uit ons binneste wese uit. Orobavohondoro hostede ashikikiribi histede. Andarabavahastede, al die pyn, Here, al die verlies word weggewas deur die stroom van lewende water uit ons gees uit, Here. Rambaravahandere hestede ashikikiribi hindere histede. Lere bewehendere hestede ashikikiribi, Heilige Gees, is kosbaar. Is waardevol, dankie Here. Rombaravohondoro hostede, U doen 'n nuwe ding in ons binneste, U doen 'n nuwe ding in ons lewe, Here. Lambaravahastede, kyk, alles word nuut. Alles word oorgemaak, alles word nuut gemaak. Dankie Here. Shendarabayendere hestede ashikikiribi hindere histede. Ondorobavohostede ashikikiribi hindere histede. Lembaravayendere hestede ashikikiribi hindere histede. Ondorobavohostede ashikikiribi hindere histede ashikikeya bavahandere histede. Dankie Jesus. Dankie Jesus dat ons onsself kan opbou. O robavohondorohostede ashikit. Dankie Jesus. Lembaravayendere hestede ashikiyat korobavohondorohostede. Halleluja. Sien as tye waar ons mismoedig raak, as tye waar ons discouraged raak. En as min dinge wat ons so opbou, ons geloof so opbou, soos net om in ons hemelse taal te bid. En wanneer ons in ons hemelse taal bid, dan kan die duiwel nie eers daai boodskap interject of wat infiltreer nie. Dit is 'n direkte lyn. Dis net ek en die Here en my gees en God se gees wat weet wat ek bid. En hy bemoedig ons, hy bou ons op. Wie van u voel net opgebou nadat hy gebid het? Saam net encourage. Sorge van die wêreld is die sorge van die wêreld, maar iets het hier binne gebeur. En jy kan dit doen daagliks. Gee 5 minute vat, nie eers 5, 2, 3 minute. En jy bou jouself op. As jy daar in die boardroom sit en of jy in die workshop is, of jy's op die trekker, iets werk jy lekker uit nie. Kry in die kar, jy het nou net 'n kliënt gesien en in die kar is 'n wonderlike tyd om net in 'n taal te bid. As jy in die stort en gaan, bid net in jou taal. Bou jouself op in jou mees heiligste geloof. Jy kan vir 'n oomblik sit. Ek gaan net die volgende een verduidelik en dan gaan ons weer bid. Johannes 4 vers 24 sê hy, Jesus, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. En so die volgende oefening is, hoe aanbid ek hom met my taal? Nommer 1, ons fokus op wie God is, sy goedheid, sy grootheid, sy genade. Nommer 2, onderskei enige afleidings, iets wat my aandag aftrek. In Engels sê ons, the thief comes to destroy, but before he destroys, he distracts. En hy gebruik daar distractions om ons aandag af te trek. Nommer 3, sing in jou taal. En nommer 4, betrek jou siel en betrek jou liggaam. So dis wat ons gaan doen. Ons gaan baie eenvoudig in die boek gee dit 'n bietjie meer inligting oor hoe om hierdie oefeninge te doen. Maar dis eintlik net so eenvoudig, ons gaan dit net doen. Is dit alright? So jy kan weer staan nadat jy jou bene gerus het vir 'n minuut en ons is reg met die volgende een. So net daar waar jy staan, begin in jou taal bid en fokus net op wie God vir jou is. Fokus net op sy almag, op sy grootheid, op sy liefde, op sy goedheid. As daar enige afleiding is, iets wat jou aandag aftrek, onderwerp dit net aan Jesus. As jy bekommerd is oor jou kinders, sê net dankie Jesus, jy kyk na die kinders. As jy bekommerd is oor jou finansies, dankie Jesus. Bekommerd oor die besigheid of jou werk, dankie Jesus, ek onderwerp dit aan U. U is in beheer, Here. U is groot, U is soewerein. Orobovohondoro hostede ashikikia bavahandere hestede. Ondorobovohondoro hostede. Shendarabayendere hestede. Nou kan jy net emosies bysit. Begin met passie bid. Sit 'n liggaamsaksie by as jou arms wil oplig of voor die Here wil kniel of 'n postuur wil inneem. Endarabavahandere hestede ashikikiri bivihindere hestede. Endarabayendere hestede ashikikiri bivihindere hestede.
O robovo hondoro hostede, shiki kiri bibi hindi de histede. Shendara bayende de hestede, shiki tu robovo hondoro hostede. Okay, nou gaan ek jou uitnooi om net in jou taal begin sing saam met die musiek wat speel. Shendara bayende de Shira bayende de shende. O robovo hondoro shede yashia. Sherabayendere yeshtere Shinarabayendere nereshne Orabavandoro shne Sherabayendere nereshne Orabavayondoro yoshne yashi Shirara Shikaya Horabayendere Ora bavondoro shne shere ara nereshne shere bavondoro shne shikaya ye ora baendere shne shinara yendere shne ora boshne Shinaraye Rabawondoro Shne Shinaraye. Nou as jy in Afrikaans wil begin uitsing wat jy beleef, begin jy dit uitsing en dan gaan jy terug na jou taal toe. Dankie Here. U is groot bo alles. U almag. U genade so groot. En ons aanbid U, Heer, ons aanbid U, want U alleen is waardig alleen. Dankie Jesus. Dankie Jesus, U is groot bo alles. Is niks wat U nie kan doen nie. Is niks wat U nie wil doen nie. Thank you, Jesus. O robovo hondoro hostede, shiki kiri bibi hindere ishtede. Ons aanbid U, ons aanbid U. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Thank you, Jesus. We worship You. He is waardig. And we worship You. Thank you, Jesus. Dankie, Jesus. Sien wanneer ons in 'n taal die Here aanbid, is jy dadelik in sy teenwoordigheid. En ons is so lekker om liedjies te sing en daar's sulke mooi worship liedjies beskikbaar vandag en jy kan dit aansit in jou kar en ons sing dit in die kerk en dit werk goed om almal te laat saam sing. Maar ek en jy kan binne 'n minuut of 2 in die teenwoordigheid van die Here wees deur ons taal. Die Heilige Gees het nie 'n liedjie nodig nie. Ons het 'n liedjie nodig om goed te voel en weet half ons gedagtes te fokus en te rig en dis kragtig wanneer ons dit almal saam sing, dan beleef ons die Here en dis ek wil nie afbreek maak aan ons koöperatiewe praise and worship nie. Ek is ook 'n praise and worship leier. Maar weet jy wat? Tale bring jou reguit in die allerheiligste. Klaar. Binne 'n minuut of 2 kan jy in die allerheiligste gaan sonder 'n Hillsongs liedjie of 'n Bethel liedjie of 'n Elevation liedjie. Al goed help. Maar ons het dit nie nodig nie. Ons het nie die musiek in die agtergrond nodig nie. Ek en jy kan God net aanbid met ons taal. Want hy soek aanbidders. Hy soek aanbidders. En jou taal is soos 'n hek, dis soos 'n secret code om direk in sy teenwoordigheid in te gaan elke dag. Daarom hou ek van in die stort in tale sing of in die kar of weet wanneer jy besig is met alledaagse goed wat nie ons manne kan ons nie multitask nie. Maar wanneer jy besig is met so iets, bid net in jou taal, sing net in jou taal, gaan net in die teenwoordigheid van die Here. Ek ervaar dat die Here in hierdie gemeente spesifiek iets rondom die tale wil losmaak. En ek dink dit het iets te doen met die wysheidgawes wat hier lê. Dat die Here geweldige wysheid wil vrystel, maar bonatuurlike wysheid.
en kreatiwiteit en innovering rondom besigheid en rondom goed wat ander mense nie doen nie. Dit is 'n geweldige salwing van wysheid hier. Maar ek ervaar dat die tale is die link, dat dit nie menslike wysheid bly nie, dat dit nie op menslike kennis gebaseer is nie, maar eintlik goddelike wysheid. So al is jy sterk in die wysheid kategorie in daai kwadrant, roep die Here jou om net daai ekstra, net soos 5 minutes, maar net 5 minute nog ekstra aan tale te bid per dag. Doen net daai ding. Dan bid net die Here, nou gaan goed gedownload word en idees en kreatiwiteit en insigte wat baanbreker werk gaan wees op wetenskaplike gebied, mediese gebied. Ek dink aan die manne wat proefboere. Die Here gaan vir jou wysheid gee rondom goed wat niemand in die wêreld nog gedoen het nie. Hy gaan vir jou idees gee, jy gaan wakker word en begin net in 'n ritme inkom van om in jou taal te bid en jou taal te worship en hoef nie ure te wees nie, maar gebruik daai downtime as jy in die bakkie ry of waar ook al en die Here wil so vir ouens idees gee. Baanbreker werk. Dis incredible idees. En jy gaan dit net begin doen en dit gaan net 'n nuwe wêreld oopmaak van idees en daar's 'n salwing op die gemeente rondom God se wysheid. Incredible. En ek ervaar tale gaan net om 'n geestelike balans te bring om te sê we are not going to operate by human wisdom or human intelligence, but we're going to operate by heaven's intelligence. Selfs nie artificial intelligence, artificial of wat is kunsmatige intelligensie is presies wat dit is. Dis die beste weergawe van menslike intelligensie wat nagemaak is deur 'n algoritme. En God sê die hemelse wysheid wat ek wil deponeer in jou hart vir jou industrie, vir jou werk, vir jou besigheid is baie meer as wat artificial intelligence kan bied. Ja, gebruik daardie tools, moenie laat dit jou gebruik nie, maar die hemelse intelligensie is baie hoër en baie beter en baie kosbaarder as menslike intelligensie of artificial of kunsmatige intelligensie. Vader, dankie net vir 'n salwing in hierdie kerk, Here. 'n Salwing om in tale te bid, nie om 'n Pinksterkerk te wees nie, maar 'n salwing om in tale te bid, om in die troonkamer in te gaan en daar te bly, sodat ons die wysheid kan download. Dat ons nie uit menslike wysheid opereer nie, maar uit goddelike troonkamer wysheid. Ons weet Albert Einstein, Here het gesê, geen probleem kan opgelos word met dieselfde mindset wat dit ontwikkel het nie. As menslike wysheid die probleem geskep het, kan menslike wysheid nie die oplossing bied nie. As ons kyk na ons regering, dan menslike wysheid 'n klomp probleme geskep, en daarom kan daardie regering nie dit oplos nie. Hulle het nie die wysheid, hulle het u wysheid nodig. Ons het u wysheid nodig, Here. En het hierdie gemeente baie spesifiek begaaf met bonatuurlike wysheid. En soos wat ons kultuur skep van in tale, bid nie godsdienstig nie, maar net reël met die Here, authentic. Gaan ons net intap in die hemelse wysheid, Because heavenly wisdom, Lord, is pure, is loving. Dankie Here vir u wysheid. Gees van wysheid, that we can release and activate the spirit of wisdom and understanding and revelation, the spirit of the fear of the Lord oor hierdie gemeente in Jesus naam. Thank you, Jesus. You do it again, Lord. Dankie Here, u blaas net oor. Thank you, Lord, for your wisdom, dat u hierdie gemeente geplaas het. En ons bid ook vir die wat ander gawes het, wat dan gaan komplementerende gawes het, die gawes van die pastoraal en van liefde, die gawes van kreatiwiteit, die gawes van die krag, Here, dat u vir hulle ook sal bemoedig in hierdie tyd, dat hulle nou nie terugstaan, omdat hulle dalk nie sterk in die wysheid gawes nie, hulle maak juist die balans uit, of bring die balans in die gemeente, om dan pastoraal te sorg, om daar die kompassiegawes te hê, om die kreatiewe gawes te hê, om die kraggawes te bring, sodat die gemeente gesond kan wees, en 'n gesonde beeld na buite kan straal van wie hy is. Ek lees net, bly sommer staan, 1 Korintiërs 14:2, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. In die Engels sê hy mysteries of openbaring. Nou die woord mystery beteken 'n dark saying, met ander woorde, wanneer ek 'n mystery praat, wanneer ek in 'n taal praat ek 'n verborgenheid, 'n mystery. Dis 'n openbaring wat God se lig nog nie opgeskyn het nie. So ek bid 'n openbaring. Wanneer ek in 'n taal bid, is ek besig om 'n revelation te bid. Ek weet nog net nie wat die revelation is nie. So wanneer ek in my taal bid,
gee dit my toegang tot revelation. Jy onthou daai connect the dots oefeningkies wat ons gedoen het as kinders. Okay? Nou ons is besig en ons is nou hier besig om hierdie probleem uit te sort in my familie met my kinders en hier is 'n probleempie by die werk en hier is 'n probleem in die besigheid en die finansies maar eintlik is ons besig om 'n connect the dots oefening te doen. En dis die Heilige Gees wat vir ons wys waar die volgende lyntjie is en as jy op 'n sekere punt kom in daai oefening, dan begin hy vir jou wys wat dit is. Dan sien jy die prentjie. Okay, en dis wat gebeur is wanneer ek en jy in tale bid, dan connect die Here vir ons die dots. Dan begin ons die dots connect sodat die revelation duidelik word, die openbaring. En so daarom is dit taal so kragtig, want ons bid dit wat ons nog nie weet nie, maar ons kan intap in dit wat ons nie weet nie. So kom ons gaan dit doen. Begin dit in jou taal te bid, en as jy dit doen, is jy nou klaar besig om aan God se perfekte wil te bid. Thank you, Lord. Alhoewel ons gedagtes nou onvrugbaar is ons gees vrugbaar, en bid ons nou in die perfekte wil, Here. Rembarayendere hestedia shikikia bava handere hestedia. Ondorobavo hostedia shikikia bava. Okay, sit net jou emosies by en sit jou denke by, fokus jou gedagtes. Orobavo hondoro hostedia. Jy bid nou vir iets spesifiek. Ons weet nie wat dit is nie, maar jy bid vir iets spesifieks. Rendarabava hendere hestedia shikikiri bivi hindiri hestedia. O shokolobovo hondoro hostedia shikikiri bivi hindiri hestedia. Rembarava handere hestedia shikikiri bivi hindiri hestedia. Ondorobovo hondoro hostedia shikikia bava handere hestedia. Shikikia bava handere hestedia shikere beve handere hestedia. Ondorobovo hostedia shikikia bava handere hestedia. Kondorobovo hondoro hostedia shikere beve handere hestedia. Andarabava handere hestedia shikere beve handere hestedia. Shindra bava handere hestedia shikere beve handere hestedia shikere beve handere hestedia. Ondorobovo hondoro hostedia. Lembere ve handere hestedia shikikia bava hestedia. Oshokorobovo hondoro hostedia. Shindra bava handere hestedia. Ondorobovo hostedia. Probeer onderskei waarvoor jy bid, wat dit is wat jy voorbid. Ondorobovo hostedia, dan begin dit uitbid, begin uitbid daaroor. Vader, dankie vir u insig, Vader, vir u wysheid, Here, vir u gesag, Here, dankie vir die herderskap hart en die wysheid, Here, dat u dit vir ons gee. Ondorobovo hondoro hostedia, dat ons nie onkundig hoef te wees nie. Dankie, Here, vir die herders wat u losmaak, Here. Dankie vir die shepherds wat u losmaak om na u kudde te kyk, Here. Om herderskap te doen, om leierskap te voer. Ons bid vir hulle by name, Here, dat hulle losmaak, een vir een. Release the shepherds, release the shepherds. Thank you, Father, that we can harvest, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie, Here, vir elkeen, die elke skaap by die name ken, Here, dat u ons u wysheid gee, Here. Shikarabava handere hestene. Om struktuur te bring, Here, aan dit wat u besig is om te bou, Here. O robavo hondoro hostedia shikikiri beve hindiri hestedia. O robavo hondoro hostedia shikikiri beve hindiri hestedia. Andarabava handiri hestedia shikikiri beve hindiri hestedia. Ondorobavo hostedia shikikiri beve hindiri hestedia. O robavo hondoro hostedia shikikiri beve hindiri hestedia. Shikarabava handere hestedia shikia tu korobovo hondoro hostedia. Kondorobovo hostedia shikikiri beve hindere hestedia. Korobovo hondoro hostedia shikikiri beve hindere hestedia. Oh, robovo hondoro hostedia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Shindarabava handere hestedia. Shikarabava yendere hestedia shikikiri beve hindere hestedia. Ondorobovo hostedia shikikiri beve hindiri hestedia. Andarabava hastedia shikikiri beve hindiri hestedia. Rebeve hindiri hestedia shikikiri beve hindiri hestedia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, Jesus. So wanneer ons vir iets spesifiek bid om 'n openbaring te kry, dan sê ons, Here, ons soek u wysheid, ons soek u insig. Ek het spesifiek vir iets gebid in ons kerk wat ek 'n antwoord nodig op het en rondom ons herderskap en Here het my baie duidelik gewys wat ek moet doen. En wanneer hy dit vir my wys, ek sê daar bid totdat daar duidelikheid kom. Ek sê altyd clarity brings authority.
Clarity brings authority. So baie keer bid ons spandeer tyd met die Here totdat ons beter voel, totdat ons emosies aangeraak is. En dit is wonderlik dat die Here ons emosies aanraak en ons beter laat voel. Maar wanneer ek beter voel en ek loop weg, is die probleem nie noodwendig opgelos nie. Ek voel net beter oor die probleem. Maar wanneer ek clarity kry in sy teenwoordigheid oor wat ek moet gaan doen of wat ek moet verander, dan kom ek met 'n authority in my besigheid en of ek kom met authority in my huishouding en of ek kom met authority in my finansies en ek doen wat God vir my gesê het, want dit bring verandering in die situasie. En so ons kan ook oorlog voer met daai rema, met daai revelation dan, want die Here het dit gesê, dis dan 'n woord van die Here. Okay. En so hou aan bid totdat jy duidelikheid het. Okay, jy kan so 'n bietjie sit. Ons gaan vir 'n oomblik sit en dan is ons nog 5 minute en dan is ons klaar. Okay. Wie van julle is encouraged? Wie van julle het gevoel jy bid nou en jy het dit vir jou revelation ook gegee? Jy het begin insig kry oor waaroor jy bid. In Efesië 6, 17 tot 18 sê neem ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Wat is die swaard van die Gees? Die rema woord van God. Wat is 'n rema woord? Julle weet ons het die logos woord wat die geskrewe woord is. Die rema woord is God se spesifieke woord vir 'n spesifieke persoon of groep mense vir 'n spesifieke tyd of situasie. So die Heilige Gees, hierdie rema, hierdie openbaring wat ons nou gekry het, is die swaard van die Gees. Bid altyd met alle gebed en smeking in die Gees. En so wanneer ons in die Gees bid, kry ons hierdie rema woord en dan kan ons oorlog voer met dit. In Romeine 8 vers 26 sê net so kom die Gees ook ons swakhede te help, want ons weet nie reg waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met versigtinge wat nie uitgespreek kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. En so wanneer ek in 'n taal bid ons in daai versigtinge. Dis nie in menslike taal wat ons dit kan uitspreek nie. En so die laaste oefening, glo dis die laaste een wat ons gaan doen, gaan oor onderskeiding van Gees en intersessie. Hoe onderskei ek die Gees? En dan hoe doen ek intersessie wanneer ek in tale bid? Nommer 1, daar's 'n paar sensations wat ons kan beleef of gevoelens wat ons kry wanneer ons bid, aanbidding en dankbaarheid. Toe ons daai eerste oefening gedoen het baie van ons gesê ons het 'n gevoel van diep aanbidding of dankbaarheid beleef. En dis die mees algemeenste, want ons eerste prioriteit is om net God te aanbid. Die tweede een is vreugde en vrede. Baie keer as jy begin in tale bid, dan kom hier hierdie opgewondenheid in jou hart, hierdie verwagting in jou hart, en dan sukkel ek byvoorbeeld om stil te staan, ek wil rondloop, ek wil beweeg, want ek weet dit die Here is besig om iets kosbaars en iets kragtigs te doen. So dis 'n tweede gevoel wat ek kan kry. Die derde een kan 'n gevoel van grief wees, 'n grieving sensation. My gees is onstuimig of ontsteld, en dis gewoonlik 'n indikasie dat daar oorlogvoering nodig is. Ek is nou besig om vir iets of vir iemand in te tree. Ek bid vir iemand, ek onthou ek dink aan ons was nog by Hatfield as pastors, ons het op 'n Dinsdagoggend na 'n pastors meeting, 'n goeie meeting alles, en ons in die kar klim, binne 'n minuut is ek en sy mekaar se hare in, en ons sit so 2 minute geveg. En toe sê ek vir hey, wag net so 'n bietjie. Het jy met iemand gesels by die kerk wat vir jou ontstel het? Sy sê nee, ek sê wel ek het ook nie, so dat niks gebeur wat ons met ons stymig maak nie. Nie een van ons het iets aan mekaar gedoen nie. Ons beklei net. En ek sê wel ek dink hierdie is 'n indikasie dat ons moet bid vir iemand. Ons moet intercede. Hierdie aggressie wat ons beleef of ontsteltenheid is nie ek wat jou ontstel het of jy of iemand wat ons ontstel het nie. Dis op 'n geestelike vlak. En ons begin intercede, en hoe meer ons intercede, hoe swaarder raak ons die burden op ons. Wie het dit al beleef? So burden. Dit het net al hoe swaarder geraak, en ek vir 2 ure lank geïntercede. Van 12 uur tot so by 2 uur. En ergens in daai tyd het ek begin besef, ons is besig om vir iemand te intercede wat in gevaar is, en ons het 'n gevoel, dis vir ons leiers, vir ons selgroep leiers en ons area leiers daar, en ek het 'n WhatsApp, of daai tyd was dit nog 'n SMS gestuur, en te sê, ek weet nie vir wie nie, maar ons bid vir een van julle se beskerming, en 2 uur toe bel een van ons sellers, Amelia Hoen, sy was 'n Chinese Suid-Afrikaans, en sy sê, jy sal nie glo nie, ek was in FNB Mainland, en daar was 'n bankroof terwyl ek in die bank is, en die sekuriteitswag wat langs my gestaan is doodgeskiet, maar die Here het my beskerm. Ons het nie geweet nie, wie, wat, waar nie,
Maar daar was net baie keer gebeur het, ja, jy sal daai bedruktheid beleef en dan dink jy, ek is sukkel depressie en dis iets met fout met my. Nie net die Here is besig om te sê, hey, word wakker. Ek het nodig dat jy intercede vir iemand. En ons weet nie altyd vir wie ons moet bid of wat ons moet bid nie, maar as jy in 'n taal bid, bid jy in God se perfekte wil en miskien gee hy vir jou vorentoe indikasie van vir wie jy bid. Ek onthou een Saterdag aand, ek was nog nie getroud nie, so sy het in die dameskoshuis gebly by die Bybelskool, ek in die manskoshuis en ek kon glad nie daai aand slaap nie en ook weer onstuimig gevoel, ontsteld en net begin in tale bid, hele aand deur en ook gevoel ons intercede vir iemand. Volgende oggend gou voor kerk by ontbyt kom eet en ek sê van Jesus, ek kon nie slaap nie. Sy sê maar sy kan ook nie slaap nie. Sy het ook net heel aand in haar taal gebid en oorlogvoering gedoen. En terwyl ons daar sit en met mekaar die stories uitlei, hierdie lei die telefoon, toe sit daar 'n jonger boetie wat in 'n baie ernstige motorongeluk is, het sy nek gebreek. Hulle het hier tussen Deelswil en ek weet nie waar off-road bikes gery en sy nek gebreek en hy lê toe by stadium in Pelenomi Hospitaal in Bloemfontein. Maar ons het geïntercede. Dokters het gesê dat hy nooit weer loop nie. Hy Vrydag toe stap hy uit die hospitaal uit. Totaal genees, nie een operasie nie, niks nie. Dokters weet nie, kan dit nie beantwoord nie. Maar iemand het voordat die ongeluk gebeur het al begin intercede. En ons was dalk nie die enigste mense wat geïntercede het nie. En so wil die Here jou en my gebruik om vir mense te bid, vir situasies te bid wat ons nie weet op hierdie oomblik. Is dit nie amazing nie? Wat 'n voorreg om so deur die Here te gebruik te kan word om vir mense te kan intercede. Nou ek sien myself nie as 'n bidder nie. Ek praat met die Here, maar ek is nie per se 'n voorbidder, is nie my primêre bediening nie, maar as ek dit kan doen en dis nie omdat ek 'n pastoor was daai tyd nie, ek was net 'n mens. Kan God dit met elkeen van ons doen. Hy wil net iemand hê op wie se knoppie hy kan druk en baie keer as jy ongemaklik voel of gefrustreerd of baie keer vat jy met jou vrou of jou man en dis omdat ek en jy moet bid. Ons moet eintlik net bid vir iemand. Nou maak ons dit 'n geveg hier, maar eintlik wil die Here ons aandag kry en sê, "Hey, wake up." Ek het iemand nodig om te bid sodat ek wat in die hemel is op aarde kan laat gebeur. Is dit nie amazing nie? Die ander sensasie wat ons kan beleef is kompassie. Jy kan net hierdie bonatuurlike kompassie teenoor iemand beleef en dan wil die Here gewoonlik hê jy moet intercede vir daai persoon se siel of vir 'n deurbraak of vir 'n situasie. En dan nommer 5, as jy hierdie onderdrukking, dis wat ons beleef het daai een keer, is hierdie onderdrukking amper so 'n oppressive sensasie en dis ook 'n indikasie oorlogvoering is nodig. Nou ek gaan nou nie laat ons dit doen nou nie, want ek voel nie dis iets wat ons kan namaak of fabriseer en dis iets wat die Here op jou druk maar jy sal weet wanneer dit gebeur, onderskei dit net en gaan dan volgens. Daar is in die boekie, as jy vir jouself of vir jou gesin net 'n boekie kry, daar is dan 'n mooi verduideliking, bietjie meer in detail oor elkeen van daai aspekte en ons hanteer baie goedjies meer in die boekie. Maar wat 'n kragtige voorreg is dit nie om 'n direkte lyn te hê na die hemel toe. Kan jy nog die dae onthou met internet wanneer ons op die landlyn saam met die faksmasjien e-mails gestuur het. En jy kan nie 'n faks stuur saam met die e-mail nie, en dan krr gaan hy so. En dit het jou 5 minute gevat om 'n gewone teks e-mail te download of te upload. Okay? En vandag ons is aan die ander kant van die highway teen die spoor by ons kerk. Hulle kan nie vir ons fiber daai kant insit nie. Want die densiteit van verbruikers is te min op die industriële erwe. So ons is nog op wifi, né? En dit is so frustrasie want hier na die 20ste van die maand dan trottel hulle ons. Maar dis presies wat dit is. Jy weet, as ek in Engels of Afrikaans alleen ben, dan is dit soos daai ou landlyn e-mails. Vat jou 10 minute om 'n gewone e-mail op te laai. Maar as jy op 'n vinnige fiber line is, man, dan is dit sekondes en jy het sommer 'n fliek gedownload, jy weet. En dis wat die Here vir ons gun as sy kinders. Hy sê, man, ek wil goed download vir jou. Maak net 'n vinniger connection, kry net 'n sterker connection. Dit is vir elke gelowige. Moenie dat die vyand jou langer weghou uit die volheid van wat ek vir jou het nie. Ek wil my wysheid, my liefde, my krag, my kreatiwiteit wil ek vir jou download wanneer jy dit nodig het. Hoekom? Nie net sodat ons beter lyk nie, sodat ons die wêreld kan wys hoe ons Jesus lyk. Hy's alwys, hy's almagtig, hy's alliefdevol en hy alleen is die skepper van die hemel en die aarde. Baie dankie dat jy was, Pastor Herman, ek waardeer dit. Dankie.